Wat gebeur as 'n mens, 'n gelowige, sy geloof begin gly? Hoe hanteer jy dit? Hoe maak jy dit reg? Kan jy dit regmaak? So 'n klompie vrae wat ek sommer maar net het vanoggend. En ek sou graag na vanoggend se gesprek hier in ons sitkamer uiteindelik by die punt wou kom om te sê, ja, daar is 'n antwoord. Wanneer my geloof begin gly. Goeiemôre, liewe vriende. Ek is Dominee Leon Forsman en is vir my wonderlike voorreg om weer vanoggend hier in die sitkamer 'n gesprek met julle te voer hierdie week. Sommige net saam te dink oor geloofskwessies, soos wanneer my geloof begin gly. In die proses wil ek graag dan Psalm 73 lees. Pragtige psalm, 'n psalm van Asaf, sê dit, begin dit, en dan lees ons. God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Tog het ek daaraan begin twyfel. Ek het byna koers verloor, want ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheen, toe ek hulle voorspoed sien. Hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gesond, hulle het nie sorge nie, soos ander mense nie. Hulle het nie teëspoed soos ander nie. Daarom hang die trots aan hulle soos 'n halssnoer, en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. En die weelde van hulle voorspoed, matig hulle enigiets aan. Smalend stook hulle kwaad, hooghartig dreig hulle met geweld. Hulle laster teen die hemel en beledig links en regs op aarde. Doch hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Hulle vra, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? Dit is hoe die goddelose mense is. So gaan hulle ongehinderd voort om rykdom op te hoop. Dat ek die kwaad vermy het en met 'n eed my onskuld verklaar het dus niks gehelp nie. Want elke nuwe dag het vir my teenslae gebring en elke nuwe môre straf. Maar as ek sou aanhou praat, sou ek die verloon wat aan U behoort. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan, en was dit vir my bitter moeilik, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het, en besef het wat die uiteinde van die goddelose is. U laat hulle op gladde plekke loop, U laat hulle ondergaan deur hul eie geknoei. In 'n oogwink word hulle iets afgrysliks, gaan hulle ten gronde, tref 'n verskriklike einde hulle. Net soos 'n droom wat ophou, as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle, Here, as U ingryp. Toe ek verbitter was en veronreg gevoel het, was ek dom en sonder insig, soos 'n redelose dier. Ek het my teenoor U gedra. Tog was ek nog altyd by U.
want U vat my aan die hand. U lei my met U raad, en aan die einde sal U my in ere by U opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte. Aan Hom behoort ek vir altyd. Die wat ver van U af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan U ontrou is. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al U werke bly vertel. Wat 'n pragtige psalm is dit nie, vriende, en jy kan gerus dit weer rustig by die huis gaan lees. Wanneer geloof begin gly. Ek moet erken, ek het self al dikwels gewonder, hoekom lyk dit so op die oog af in elk geval, dat mense wat met God niks te doen wil hê nie, absoluut niks te doen wil hê nie. Die mooiste huise baie keer het die beste gesondheid, het die grootste sukses, die rykste mense is op aarde. Geen probleme op die oog af nie. En ek? Wel, ek dink daarom ek probeer reg leef. Ek dink daarom so. Wanneer Asaf Psalm 73 skryf, en dit is nogal 'n belangrike ding om raak te sien, vriende, doen hy dit nie as 'n ongelowige persoon nie. Hy het net byna sy geloof verloor. En een van die eerlikste verse in die hele Bybel is waarskynlik vers 2 waar hy self sê, tog het ek daaraan begin twyfel. Ek het byna koers verloor. Tog het ek daaraan begin twyfel. Ek het amper koers verloor. Hy wat Asaf is, het amper koers verloor. Sy geloof het byna gegly. En dan vind daar 'n gesprek tussen hom en God op 'n manier plaas. En kom ons kyk 'n bietjie hoe hierdie gesprek verloop. Miskien kan ek en jy self iets daaruit leer. Verse 1 tot 12 sou 'n mens soos volg kon saamvat. Asaf kyk na ander mense. As hy vandag geleef het, sou dit waarskynlik 'n kwessie gewees het van hy het die heeltyd reality TV gekyk en die glanspersone gesien hoe dit met hulle gaan en hoe goed dit met hulle gaan. Of hy het sosiale media gevolg en hy het gesien hoe sommige baie suksesvol is en rykdom bymekaar maak sonder grense. Dat dit op die oog af lyk asof hulle gesond is en sterk is en gelukkig is en vol selfvertroue is. En is dan op hierdie punt wanneer hy so na die wêreld kyk, dat hy begin gly in sy geloof.
lyk vir Asaf asof God hulle seën en hom vergeet het. Die grootste, en hierdie is belangrik vriende, sien nou ou in hierdie gedeelte is, die grootste probleem begin nie wanneer ons na God kyk nie, maar wanneer ons voortdurend na ander mense om ons kyk en onsself beoordeel teenoor hulle. As ons die heeltyd na ander mense kyk en hulle sukses, jaloers is en naaiwerig is op dit wat hulle sukses is, as dit die fokuspunt is en nie God nie, dan het ons waarskynlik die grootste geloofsprobleem denkbaar ontdek. Verse 13 tot 16 verwoord dan die pynlikste vraag wat daar dan moontlik is in so 'n geval. Het ek dan verniet my hart rein gehou? Was dit dan nou verniet dat ek die Here gedien het? Was dit dan nou verniet dat ek getrou kerk toe gegaan het? Verniet dat ek my lewe probeer inrig en toewy het aan die Here? Was alles dan nou verniet? Dit is belangrik om te verstaan, vriende. Hier het ons nie 'n geval van ongeloof nie. Dit is nie asof Asaf sy geloof in God verloor het nie. Wat ons hier het, is 'n gebroke gelowige wat maar net probeer verstaan. Ons kom dikwels in sulke gevalle waar ons wonder oor die goed wat in ons lewens gebeur en dit ons geloof in 'n sekere sin so 'n knakkie gee en ons begin gly. Beteken nie ons het opgehou glo nie. Dit beteken net dat ons 'n gebroke gelowige is wat ons omstandighede probeer verstaan. Vers 17 is 'n belangrike keerpunt in die hele gesprek. En dit begin so. Asaf sê, totdat ek, belangrike woord, totdat ek het alles gekyk, ek het na alles gesien, ek het oor alles verbitterd geraak, maar daar's 'n keerpunt. Die keerpunt is, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het. Dan gebeur daar iets. En dis nie asof Asaf nou al hierdie goed ontvang wat hy so diep begeer het nie. Maar die oomblik toe hy in die heiligdom ingegaan het, in God se teenwoordigheid ingegaan het iets binne hom gebeur. Sy perspektief op die lewe en op dit wat hy beleef het en waarop hy naaiwerig was, het verander. Want sien, die oomblik wanneer God duideliker in die prentjie kom, duideliker in fokus kom, word ons probleme noodwendig al hoe kleiner. Skielik vind die probleme wat ek en jy het, hulle plek binne die geheel van ons lewe. En kan ons voortgaan met ons lewe. Vind daar 'n perspektiefverskil plaas. Kyk wat gebeur wel met Asaf.
verse 21 tot 26. Die oomblik wat hy hierdie nuwe perspektief kry, God groter word en sy probleme hulle plek binne die geheel vind, is daar 'n belydenis. En 'n merkwaardige een by dit alles. Dit is 3 woorde lank in 'n sekere sin. Hy sê, ek was dom. Sjoe. Hy sê nie dat dit God is wat verkeerd was nie. Hy sê, dis hy wat verkeerd was. Dis sy perspektief wat verkeerd was. Dan volg daar vir my die pragtigste geloofsbelydenis wat jy kan kry. As hy Asaf bely, weet ek buiten u in die hemel. Buiten u begeer ek niks op aarde nie. Nadat hy met jaloesie begeer het wat hy by die goddeloses gesien het, het hy gegroei en het hy verander en het God in fokus gekom en het daar perspektief gekom op sy probleme en het hy by hierdie belydenis uitgekom. Ek was dom en al wat ek nodig het is, weet ek buiten u in die hemel. Buiten u begeer ek niks op aarde nie. Sjoe, vriende. Nie die rykdom nie, nie die gesondheid nie, nie die sukses nie, nie die glanslewe nie. Ek begeer niks op aarde behalwe u nie. Dis wat 'n ou geloofsgroei noem. Geloofsgroei wat begin ontwikkel in geloofsvolwassenheid. Asaf sluit nie af met antwoorde vir ons nie. Jammer vriende, as julle dit verwag het nie. Verse 27 en 28. Asaf eindig met God, soos dit natuurlik hoort. Want die antwoorde sou goedkoop en maklik gewees het, maar die werklike oplossing is God. Hy sê, maar wat my aangaan, die nabyheid van God is vir my goed. Maar wat my aangaan, die nabyheid van God is vir my goed. Nie alles het vir Asaf uitgewerk nie. Die Psalm sê eintlik nie regtig of enigiets vir hom uitgewerk het nie, behalwe dat hy God in fokus gekry het nie. En dit daar 'n stuk geloofsgroei in sy lewe plaasgevind het. Hy sê in der waarheid, God is genoeg. God is genoeg. Ek het niks meer as God nodig nie. En dan sluit die gedeelte af met Asaf wat eintlik sê, ek gaan 'n getuie wees vir God. Ek gaan vir almal vertel. Sien, dis wat gebeur met gelowiges, vriende. Dis wat gebeur wanneer God behoorlik in fokus kom en jou probleme hulle plekkie vind waar hulle tuis hoort. Dis wat gebeur wanneer God alles word vir jou. Dat dit goed is dat jy naby aan God is. Dat God uiteindelik vir jou genoeg is. Dan sit asof die hart
so vol is dat hy net oorloop daarvan om vir ander te vertel. So ek wil afsluit deur te sê, mag my en jou getuienis hierdie week en die res van ons lewe dit wees. Nie dat alles maklik is nie, maar dat ons ontdek het, God is nader as wat ons ooit gedink het. God is ook vir my en jou genoeg. Here, mag U werklik in 'n wêreld soos hierdie waar ons gebombardeer word met die suksesse en die rykdom en die lewe van welvaart wat ongekend is. Mag ons, Here Jesus, U in fokus hou. En as ons so 'n bietjie begin gly in die geloof, Here, mag U Gees ons op die regte pad bring, sodat ons by die belydenis kom. U is genoeg. En mag ons harte oorloop daarvan, sodat ons die wêreld daarvan kan vertel. U is genoeg. Amen. Baie dankie. Dankie vir hierdie heerlike gesprek en mag julle 'n geseënde week hê. Tot ons weer 'n sitkamergesprek het binnekort. Mooi bly.